Louis, vandag se vraag is: hoe bly 'n mens empaties in 'n gepolariseerde samelewing? Ooh, dit is 'n baie goeie vraag. Hm. Ja, dit is nou vir mense wat wil. Ehm Baie mense wil nie empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, maar die eienaardigheid van hierdie vraag is dat meeste van ons stem saam, altyd saam, dat daar gewoonlik en omtrent altyd meer as een kant van 'n saak is. Ons stem as mense daarmee saam. Ons stem baie minder daarmee saam as dit kom by ons eie belange en by sake waaroor ons sterk glo. Jy weet, ehm en dit is maklik om te praat, dit is baie moeiliker om toe te pas. Mens wil amper, Ja, ekskuus Louis, mens wil amper die vraag wel hier vra. Moet 'n mens empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing? Kom ons begin net daar. Gaan dit enigiets beter doen aan jou gemoed? Ek wil nou nie wat ons natuurlik moet ons nou onderskei tussen, ek wil amper sê, kerk en staat hier, maar moet 'n mens empaties wees? Help dit? kom ons vereenvoudig dit na 'n baie basiese een-op-een 'n proses toe. Nie 'n komplekse proses soos 'n samelewing nie. As jy in 'n vriendskap is of 'n vennootskap is of 'n huwelik is en daar is polarisasie in die verhouding. Die een dink een ding en die ander een dink ander ding. Um en wat veroorsaak dit altyd? Konflik. Dit veroorsaak dus 'n verlaging in kwaliteit van die verhouding en noodwendig vir jou as individu ook. Al kyk jy dit net uit jou eie perspektief. Jy wil dus nie graag daardie konflik hê nie. Hoe word konflik gewoonlik opgelos? Wel, onder andere word dit nie opgelos as jy darm nie empaties kan wees teenoor die ander party nie. As jy nie ten minste die ander party se kant ook kan insien nie. Jy hoef nie daarmee saam te stem nie, maar dit is wat empatie is. Om net te verstaan waar iemand vandaan kom sonder dat dit jou oortuigings of jou sienings affekteer. Meeste mense kan dit doen. Maar daar is nie eintlik 'n debat oor oor of dit belangrik is om empatie te kan hê in 'n gepolariseerde verhouding of 'n samelewing nie. As dit nie daar is nie, gaan niks opgelos word nie en ons almal weet wat die gevolge is van konflik wat nie opgelos word nie. Kom ons vat dit dan nou, okay. Ek want dit voel vir my die persoon wat die vraag ingestuur het, sukkel dan nou duidelik of met hulle vriende of hulle kollegas of ander mense wat nie empaties is nie, wat wel hierdie persoon voel dalk empaties oor alles. En mens kry mos nou mense wat meer empaties van nature is en ander wat minder, né? Dit is mos korrek. Hmm. Nou, Wel, ja, ja en nee. nee, ja. Ja, nee, sê gerus. Dan okay, goed, so nie. Dit hang hoe mense dit definieer, nee. Empatie, meeste mense het empatie. Die vermoë om hulle self daarom is dit kortstondig in iemand anders se posisie te kan indink en selfs hulle posisie te kan insien in 'n minder of 'n meerdere mate. Jy kry ook mense wat baie moeilik van hulle empatie kan afsny. Dis mense met sagte harte. En dis mense wie ons gewoonlik as mense met mooi harte beskryf. Sou jy sê dat mense wat voel dat hierdie vraag is 'n relevante vraag is mense wat ek dink nou die sagte hart het, maar nog steeds ook wat dan nou sal wakker lê in die nag. Ek ken sulke mense, jy ook. Wat wakker lê in die nag en voel maar ja, daar is geloofsredes vir dinge, daar is finansiële redes vir dinge hoekom die wêreld doen en is soos dit is, maar dan is daar ook redes dat mens maak nie ander seer nie en mens moet lief wees vir jou Ja, medemens ja. en sulke goeders en dit hou mens wakker in die nag. En daai wakker hou in die nag kan lei tot angstigheid en angstigheid kan lei tot 'n depressiewe episode. Dit is maar net hoe dit is. En dit voel as ons almal 'n bietjie meer empaties was, selfs met die wat geweldig empaties is in die lewe. Wat ook nie kwaad raak vir die mense wat lief is vir almal. Sal dit dalk 'n bietjie help, maar nou voel dit so wishy-washy en ons moet nou in die tuin inloop en die boom gaan 'n drukkie gee. Kyk op 'n mikro en 'n makro vlak is hierdie geweldig belangrik. Ons leef in 'n gepolariseerde samelewing en in 'n gepolariseerde wêreld. Daar is geen twyfel nie. Dit is ons versus hulle. Die weste teen die ooste, Amerika versus Irak, ek versus jy. Die
gelowe, noem dit. Dis altyd een. Dit is so oeroud soos wat in die mens se ontwikkeling is, so is die ons versus julle en die polarisasie tema. En grootliks kom dit maar deur evolusie gedryf van baie lank af met oorlewingsinstink. Mens voel geweldig veilig as jy in 'n omgewing is waar almal soos jy dink en almal dieselfde oortuigings het en almal saam uitroep oor die ander hulle wat soos dom en idioties en so onaanvaarbaar optree. Nee. Ons doen dit almal, maar ons is almal, baie van ons is bewus daarvan, maar ons doen dit maar self ook. Jy skaar jou maar by jou ganse van jou dam. En hou nie van die eintlik om met die ander ganse van die ander dam saam te kuier nie, al sal jy dalk niks lelik sê daaroor nie. Maar as dit kom by polarisasie en konflik en wat in die wêreld en in die samelewing aangaan, is daar baie mense wat dit uiters belangrik vind om te onthou om empatie te hê vir alle partye hier en eintlik daardeur perspektief te behou. Met die groot doel om waarskynlik 'n oplossing te kan sien en hoop vir die toekoms te kan hê. Anders ons soos 'n trop buffels wat in die ronde maal en maar net heeltyd vir my kwaad is vir die ander klomp buffels aan die ander kant van die dam. So wat ek dan hoor is, in ander woorde, die verklaring of die verduideliking van wat empatie is om jouself in iemand anders se skoene te kan sit, is eintlik maar die antwoord. As jy wil empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, is dit dan jou verantwoordelikheid om uit te vind oor waar is wat teen jou of wie wat en hoe en alle partye te leer ken, dinge te verstaan so ver as wat jy moontlik kan en 'n bietjie te gaan nadink daaroor. Dit is tog maar die punt. Dis en dan jouself in daai mense se skoene te kan sit en dan empaties wees teenoor dit. As jy nie wil nie, los dit. Kognitiewe empatie en affektiewe empatie is nie dieselfde ding nie. Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding nie, of om te kan ervaar hoe iemand kan ervaar nie. Ek kan dalk nie ervaar hoe dit is vir iemand om so kwaad te wees vir iemand anders dat hulle met 'n mes wil doodsteek nie. Maar ek kan, as ek mooi luister, kan ek dalk die perspektief verstaan. Hooplik kan ek ook op 'n plek uitkom wat ek 'n affektiewe empatie het. Hoekom? Want dit is waar daar verandering plaasvind en waar daar gevordering kan plaasvind. Dink tog hieraan op 'n eenvoudige plaas. Baie mense wat met sielkundiges, beraders, of raadgewers op verskillende plekke en vlakke van die samelewing mee konsulteer. Sal jy met daardie persoon konsulteer as jy voel die persoon het nie vir jou empatie nie? Natuurlik nie. Hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê ek gaan nooit na daai dokter toe terug nie. Hy of sy is soos 'n koue klip, hulle voel vir my niks en behandel my soos 'n nommer. Ek stel nie belang nie. Jou verandering, jou groei, verandering na konflik, selfs op 'n sistemiese vlak, waar oorloë en konflik kan ophou, kan nie gebeur sonder dat daar empatie in die pot sop rondkook nie. Lekker onderwerp, so lekker vraag. Dankie vir die luisteraar wat dit ingestuur het. Indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by die gesprek net hieronder. As jy wil kontak maak, gaan kyk gerus daar. En ja, deel die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. Ons is tog in 'n gepolariseerde samelewing en dan die heel belangrikste altyd is kyk mooi na jouself.